te kan intree. Dierbare Koning, Vader, Here, ons kom met Here, ek kom volgens my Koning en ek bid vir Vader, Here, daar waar hy 'n dubbele hartaanval gehad het, met 'n bloedklont, Here, kom ek vandag met God en vra, Here, dat U sal intree. Here, tree in en raak hy man aan, Here, en Here, dat hy 'n getuie vir U kan wees as die gebed van ons hart. Ek kom op vandag, Here, en ek bid vir Ivan Jordaan, Here, daar waar hy in die hospitaal is, met 'n gewas in sy keel. Weet ons, Here, dat dit nie van U af is nie, my Koning. En daarom kom ek vandag met dierbare God, en ek vra, Here, dat U ook in sy lewe sal intree, dat die helende, genesende Gees hierdie manne sal aanraak, Here, en Vader, dat hulle voor 'n almagtige God kan staan en sê, dankie, dankie, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Vader, ek prys U wonderlike naam, en ons sien uit, Here, dat U vir hierdie mense aanbid. Daarom kom ons op net vandag, Here, en ek verheerlik U naam, Here, en ek roep U aan, Here, vir hierdie diens. En ek vra, Here, dat U U hand sal uitsteek, my lippe sal salf volgens my God. Here, my gedagtes vernuwe, want Here, U weet dat ek weet, dat ek nie volgende uit my eie kan doen nie, Here. Maar ek vra, Here, dat ek op U nie sal verdwyn, U tevoorskyn sal kom, my God. Dat U sal spreek volgens my Koning, en dat U woord by elkeen sal stilstaan volgens, en 'n snelle gang sal gaan, Here, dat U woord volgens inspraak in elkeen se hart, en sy lewe sal maak, Here, en dat mense volgens hierdie gebou sal verlaat, Here, dat hulle verander, U sal uitstap, my Koning, en Here, dat hulle volgende besluit vir U sal maak, my Koning, en Here, ek dank U daarvoor. My dierbare God, ek kom vandag en ek vra, Here, dat elke persoon wat die tyd uitgekoop het, om na U te kom luister vandag, Here, net ryklik sal aanraak, en ryklik sal seën, en my dierbare Vader, ek dank U daarvoor. Vader, ek vra ook so, Here, dat U U woord volgens sal seën, Here, dat U woord ja en amen sal wees. My dierbare God, ek dank U daarvoor. In Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Amen. God, soos ek gesê het, ek wil volgende bietjie met julle praat oor die besluit dat ons in 'n oogwink kan doen, die verkeerde besluit dat ons in 'n oogwink kan doen. En voor ek daarby uitkom, wil ek vir julle vertel, ons gaan nou volgende gaan ons bietjie die nagmaal bedien. En terwyl ek praat volgende, ek julle moet baie mooi luister, en daaraan dink volgende, dat as jy die nagmaal gebruik volgende, dat jy kan besef, dit wat die Here Jesus Christus vir jou gedoen het. Moenie net die nagmaal gebruik om, dat jy lus is vir 'n stukkie brood, of 'n visie, of lus is vir 'n stukkie koeldraak, of wat ook al. Nee, as jy dit gebruik volgende, besef, wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het, en onthou as jy die nagmaal gebruik, dis 'n heilige sakrament wat die Here Jesus Christus self ingestel het hier. En wanneer jy dit gebruik, is dit nie net, soos ek sê, omdat jy hier is volgens net om gesien te kan word nie. Jy gebruik dit oor 'n doel, en daai doel is om jou verhouding met God te verbeter. Dat jy kan besef, Here, ek het U nodig. Here, en dankie dat U U seun opgeoffer het vir my. So as jy daai nagmaal gebruik volgens, dit is alles wat jy moet besef volgende. En natuurlik die grootste van alles is dat as jy volgende hier sit en met iemand vryspreek, doen dit. Doen dit. Die woord van die Here sê vir ons mag nie die nagmaal gebruik as ons om vergewensgesindheid het. So terwyl ek praat volgende en lees iemand wat jy moet vryspreek, doen dit. Asseblief, doen dit. Moenie laat dit jou terughou van die glorie en die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. En asseblief moenie dit toelaat in jou lewe. Moenie dat daai binding jou vashou. Want as jy die nagmaal gebruik, maak dit jou los van daai binding. Jy kan sê vir hom, Here, ek vergewe verloof vir dit wat hy aan my gedoen het. En dan maak jy jou los van daai binding, asseblief. Dan gebruik jy die nagmaal tot die eer en verheerliking van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, kom ons kom by die woord van die Here uit volgende. Soos ek sê, die verkeerde besluit dat ons 'n oogwink kan maak. Maar almal van ons in hierdie gebou en almal wat kyk na ons volgende, het een ding in gemeen. En dit is dat ons almal in ons lewe al die verkeerde besluit gemaak het. Almal van ons. En
I hate to be the bearer of bad news this morning. Jy gaan dit weer doen in die lewe. Maar gaan een of ander tyd in jou lewe kom, wat jy weer die verkeerde besluit gaan neem. En weet jy wat? Dan gaan jy die gevolge daarvan maak. Want alles wat jy self, wat met jou gebeur in hierdie lewe, is wat jy oor jouself bring. En ek praat nou nie van verskriklike siektes en daai goed. Maar as jy onvergewensgesindheid het, kan dit ook lei tot siekte. Dit kan ook lei tot siekte. Maar alle verkeerde besluite wat jy maak in die lewe, het 'n gevolgtrekking op jou lewe. Weet, moet nie wees soos Adam en sê, maar Here, dis die vrou wat U my gegee het. Nie so wees nie. Vat jou pak slaap, soos wat dit kom. Vat jou pak slaap, soos dit kom. Moet niemand anders te blameer. Soos ek sê, almal van ons in hierdie gebou gaan wel een of ander tyd weer die verkeerde besluit in ons lewe maak. Nou, die verkeerde besluite kom nie net van vandag af nie. Kind van die Here, dit kom 'n baie lang tyd saam. Die heel eerste verkeerde besluit wat enigiemand in sy lewe kon gemaak het, was natuurlik Lucifer. En dit was die dag toe hy gedink het, ek kan myself bo God verheerlik. Dit was die verkeerdste besluit wat enigiemand in sy lewe kon gemaak het. En dit was om te dink, ek kan myself bo God verheerlik. En ons almal weet wat het met Lucifer gebeur. Hy het die hemel uitgewerp en ons almal weet wat vir hom meen. En natuurlik, toe hy agterkom dat hy niks kan doen daaromtrent nie, het hy gegaan en hy het God se mees kosbaarste skepping mislei. God se mees kosbaarste skepping, die mens natuurlik. Toe hy sien, hy gaan niks reg kry in die hemel nie, en hy word uit die hemel uitgewerp. Toe besluit hy, nee, maar weet, ek is 'n slinksoutjie, of ek dink ek is 'n slinksoutjie. So, ek gaan nou maar kyk of ek die kosbare skepping van ons God kan gebruik om die sonde te breek. En ja, hy het dit reg gekry. Hy het dit reg gekry. Want hy het gegaan en hy het Adam en Eva mislei. En ek sal nie volgende keer hoef dit te sê, eers die vrou mislei en die man nie. God het die man blameer, want God het die man aangestel. So, die man moes eintlik gesê, ek wil dit nie hê. Ek wil dit nie hê. So die Here vir Adam blameer. Sy sê, omdat jy die man is, jy veronderstel om die hoof oor die vrou te wees, blameer ek vir jou al hierdie dinge. So, ek wil maar net vir julle sê, dat ons as mans is eintlik baie groter skuld daaraan, as wat die vrou vandag het. Maar dit maak nie saak. Dit maak nie saak. Dis nie waaroor ek wil praat vir. Ek wil met julle praat oor die verkeerde besluit wat elkeen van ons maak in die lewe. En soos ek sê, daar's baie keer besluite in ons lewe wat ons maak, en as ek daai besluit al gemaak het, as ek baie spyt. Weet, toe ek op die tools gewerk het, as ek 6 uur in die oggend werk toe ry, en 9 uur in die oggend dan bel ek my vrou en sê ek val op pad huis toe. Dan sê sy vir my, hoekom? Sê nee, ek het die baas het hier vastgesit, so ek gaan nie toelaat dat hy op my voet skep word. Pak ek na my toolbox en dan sit ek maar by die huis. En dan 'n dag of 2 later besef ek het eintlik die grootste fout van my lewe gemaak. Maar ek het nooit geluister nie. Want as ek weer werk kry, het ek dit weer gedoen. Want ek het nooit geweet eintlik wat die regte ding in die lewe is om te doen nie. Totdat ek natuurlik by die Here Jesus Christus uitgekom het. En die Here Jesus Christus het my begin lei. Toe ek besef, ja, die leemte wat ek eintlik in my lewe gehad het, en die verkeerde besluite wat ek in my lewe gemaak het, is gevul deur die Gees van God. So nou maak ek nie meer stupid besluite. Nou bid ek oor 'n besluit. As daar iets moet gedoen word, dan sê ek vir my vrou, jy sê ek dink ons moet dit en dit doen, dan sê sy het al gehoor wat sê die Here. Sê nee, ek gaan daaroor bid. En dan 3, 4 dae, 5 dae, 7 dae bid ek daaroor. As ek nie antwoord kry nie, dan gebruik ek die nagmaal. Vir 5, 6, 7 dae in een. En dan eventually, dan tree die Here en dan sê die Here vir my, ek is stil omdat jy dit nie moet doen nie. Of ek het gesien of jy sal volhard in die gebed, of volhard in die nagmaal, of volhard om elke dag met my te praat, of wat ook al die geval is. So ek gee jou vandag die antwoord, ja, jy kan dit doen, of nee, dis nie vir jou nie. En dan doen ons dit. Dan kan ek nie sê, nee, Here, nee, ek wil dit baie graag doen.
En as dit nie vir jou uitwerk nie, Here, ja, hoekom doen jy dit nou aan my? Maar ek het die verkeerde besluit geneem. Maar dit is ons maklik om iemand anders te blameer. En ons as kinders van die Here, ek raak so kwaad vir kinders van die Here. Maar weet jy wat doen ons? Ons blameer die Here. Ons blameer die Here. Want hoekom het die Here nou toegelaat dat hierdie gebeur? Maar jy het 'n eie vrye wil en keuse. Jy het nie by die Here se voete gesit en toe die Here sê nee en jy besluit nee, maar ek staan op en ek doen dit nie. Jy het sommer van die begin af net besluit, ek het klaar my mind opgemaak, ongeag wat die Here sê. Ongeag wat die Here sê, ek gaan die verkeerde besluit vat en na my hart loop. En dan draak jy nagevolge daarvan. Maar dan blameer ek die Here. Dan is dit ons maklik. Dan is dit ons maklik om die Here te blameer. Maar Here, hoekom het jy dit toegelaat in my lewe? Maar ek wil vir julle sê dat ek kan nou nie regtig daaroor praat en oor myself praat, ek wil oor die Here praat vir ons. Ek wil praat oor die verkeerde besluite wat ons doen vir die Here. Ek sien dat baie mense in deesdae se lewe, en ek sê dit vandag met die grootste liefde en ek sê dit met die grootste respek. So moenie dan ek klink baie volgens so nie. Baie mense in vandag se lewe. Hulle is kwaad vir die Here. Maar as daar iets gebeur met 'n geliefde of hulle het hulp nodig of so, is dit altyd die Here waartoe hulle hardloop. Dit is altyd die Here waartoe hulle hardloop. As dit altyd kerk toe. Maak nie saak of JC International Ministries is nie, maar daar is altyd 'n kerk waartoe mense hardloop om te sê, Here, ek het nou hierdie hulp nodig. Weet, my broer is oorlede, of my vrou is oorlede, of my man is oorlede, en nou het ek iemand nodig, want ek weet nie wat om te doen nie. Maar as ons vra, kom 'n bietjie Sondag kerk toe, kom 'n bietjie Woensdaag na 'n selgroep toe, kom ons hou 'n bietjie bid hier vir manne, Saterdagoggend om 5:00 kan ons 'n bietjie by mekaar kom, of 6:00 kan ons by mekaar kom, dan staan die pastore alleen nie so, bid ons vir mekaar. Kom ons bly 'n bietjie uur na kerk, ons leer mekaar 'n bietjie ken, ons bid bietjie vir mense. Nee, as die pastoor sê amen, nou maat, kan ek nie wag om jy te kom om 'n sigaret op te steek. Kan 'n bietjie agterbly. Net 'n bietjie woordbreek met mense. Kan nie agterbly om net mense 'n bietjie beter te leer ken nie. Alwanneer ons mekaar sien is Sondag in die kerk. Ek praat nou nie van vriende wat mekaar baie jare al ken en so aan nie. Ek praat van die gemeente. Wat weet jy van jou broer en jou suster wat langs jou sit vandag? Absoluut niks nie. Absoluut niks nie. Weet jy hoe dit met hom gaan in sy huis? Nee. Weet jy hoe dit met hom gaan in sy huwelik? Nee. Want as dit sleg gaan in sy huwelik, jy verdien dit. As dit sleg gaan in sy finansies, jy verdien dit. Nee, kom my bedag, gee my jou hand, of my sissa, ek bid vir jou, of gee my 'n drukkie, jy het dalk nodig of so iets nie. Nee. Dit is makliker om net 'n verkeerde besluit te neem. Maar ek wil vandag 'n bietjie met julle praat oor Judas Iskariot. En ons almal ken die verhaal van Judas Iskariot, hoe hy die Here Jesus Christus verraai het en wat hy gedoen het en so. Maar ek wil vir julle 'n baie belangrike deel in die Bybel lees vanoggend. En dit staan in Markus 3. Ek wil vir julle lees uit Markus 3 uit vanoggend. Die van julle wat Bybels saam hierso het, maak saam met my oop asseblief. In Markus 3. En dit is baie belangrik. As ek vanoggend vir julle lees. As julle Bybels het Markus 3, ek gaan lees daar vanaf vers 13. Ek wil baie graag vanoggend vir julle iets demonstreer. Maar ek gaan dit nou doen. Ek gaan vir pastoor Johan vra om my te help daarmee. So ek het twee glaase daar. Een van my neem vir my. So ek wil graag vir julle iets demonstreer vir julle. Maar ek wil vir julle lees Markus 3. Ek gaan net so 1 of 2 versies lees daarso. En hy, dit is die Here Jesus Christus, het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê. Hoor mooi wat die woord van God sê. Hy het na hom geroep, die wat hy wou hê. Nie enigiemand nie, die wat hy wou hê. Die opskrif daarvan is die roeping van die 12 apostels. En hulle het na hom gekom. En hy het die 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek.
en om mag te hê om siekes te genees en duiwels uit te dryf. Hoor mooi. Toe die Here Jesus Christus hierdie 12 mense aanstel, hierdie 12 man aanstel, het hulle mag gegee om siekes te genees en duiwels uit te dryf. Vers 19. En Judas Iskariot, hy wat hom verraai. So die woord van die Here sê, Judas Iskariot was oorspronklik een van die 12 apostels gewees. Ons almal weet dit, ons almal ken daai verhaal. Nou, Lukas 22, kan jy gaan lees bietjie as jy wil, sê die woord van God vir ons, dat die Satan het in Judas aangeval. Maar ek het nou net vir julle gelees, dat God het hom die mag gegee om siekes te genees en duiwels uit te dryf. Maar omdat ons die verkeerde besluit in die lewe maak, laat ons toe, dat die Satan in ons inval. En hy help ons om die verkeerde besluit te doen. En ons almal weet dat as Judas Iskariot se voorland gewees, toe hy Jesus Christus verraai, en hy sien wat gebeur met die Here Jesus Christus, het hy gegaan en hy het homself gehang. Maar as ek die Handelinge gaan lees, sê dit daai eier dood neergeval en opgewas. So, weet jy dit? Ja. Prys die Here. Ons bly dit, as ons iets sê voor julle inbring. Nou, die woord van God sê vir ons, God, die Here Jesus Christus, het Judas die mag gegee om mense te genees en duiwels uit te dryf. Wat het veroorsaak dat Judas die besluit geneem het om die Here Jesus Christus te verraai? Was nie die geld. Was definitief vir die geld. En ek verstaan vanoggend, dit moes gebeur het met die Here Jesus Christus, sodat die woord wat God oor hom uitgespreek het, die profesie wat God oor hom uitgespreek het, vervul moes word. Ek verstaan dit alles. Maar die rede, hoekom ons wat Judas dit toegelaat het, is dat sy hart was nie op die regte plek. Sy hart was nie op die regte plek. So baie van ons ook vandag. Baie van ons harte is ook nie op die regte plek. Baie van ons kom kerk om te sien wat in ons kry, by die kerk. Dalk is daar iets wat jy na die diens kan huis toe vat. En asseblief, ek bedoel niks daarby. Ek sê nie dat die Here vir my die neergestel so wat die Here volgens vir my gegee. Dalk is jy hier vandag net om te kyk dat jy die kerk uit kan kry. Is daar iemand vandag dat jy dalk met iets gaan bless? Is daar iemand vandag dat jy dalk ietsie gaan gee? Is daar dalk iemand hier vandag wat vir jou werk gaan aanbied? Waarvoor is jy regtig hier vandag? Waarvoor is jy as kind van God vandag hierso? Om die woord te ontvang? Amen. En te hoor wat God se boodskap vir jou is? Amen. Of om te kyk wat jy uit die mense by die kerk kan kry? As jy uitgaan vandag en jy moet 'n besluit maak. My gebed vir jou dat jy die regte besluit maak. Die regte besluit maak. Bid daaroor. Baie keer sê mense, pastoor, jy moet saam met my bid vir hierdie geval en hierdie geval, en sê ons tree vir jou in. En dan hoor ons wat die Here sê. En dan kom ons terug na daai persoon toe en sê, my broer, my suster, dit is wat die Here van jou verwag. Dit is wat die Here van jou verwag, wat jy moet doen. Want as jy dit doen, dan sal die Here jou seën. My vrou, hulle was gister by mense gewees, hulle so bietjie iets aangebied, en die dokter wat hulle daar aangebied het nogal iets interessants gesê. My vrou vertel my gestaan toe hulle by die huis kom, toe sê sy, die ou sê, en in 'n mate stem ek saam met hom. Hy sê dit moet goed gaan met die kinders van die Here. As dit nie goed gaan met jou nie, dan sal binne op jou rede. En ek praat nou nie van
Jy moet 'n miljonair wees. Jy moet 10 huise hê. Dis nie waarvan ek praat. Ek praat van, dit moet goed gaan met jou geestelike lewe. Dit moet goed gaan met jou huwelik. Dit moet goed gaan met jou in eintlik alle aspekte van jou lewe. Jy moet nie tekortkoming hê nie. Maar die woord van die Here sê vir ons, sy gedagtes omgaan na ons is voorspoed. En nie teëspoed nie. Hoekom gaan dit nie goed met ons nie? Dan kan dit ook gaan, maak ons 'n verkeerde besluit. En dit ook gaan, maak ons 'n verkeerde besluit. En dan weet ek, as ek by die huis kom, wag al 'n bietjie pak slaap. As ek die verkeerde besluit in my lewe. Nou gaan dit swaar met my in my lewe, omdat ek die verkeerde besluit gemaak het. En nou weet ek nie wat om te doen dan. Maar ek kan net kan terug en sê dit jy. Ek is baie jammer. Ek is baie jammer. Ek het volgende vraag wat ek almal wil vra, dis net 'n rhetorical question, so ek gaan dit sommer vir jou antwoord volgende. En dit is net hierdie. Na alles dat die Here Jesus Christus vir elkeen van ons gedoen het. En almal van ons in hierdie kerk weet ek, en ek ken almal van julle, weet ek dat die Here Jesus Christus al aangeneem as sy verlosser en salig maak. As jy nie het nie, is dit nou tyd om vorentoe te kom. As jy kan bid, vir die Here vra om vry te maak, en dat jy die Here kan aanneem. Maar, almal van ons wat hier is, sê die woord van die Here, as ons hom aangeneem het, het ons die naam van kind van God geroep te word. Amen. Amen. Maar as jy in vers 12, jy kan 'n bietjie gaan lees. Hoe is die kerk so leefvol? Kom woensdae as daar selfgroep aangebied word, 'n kursus aangebied word, is daar dieselfde 10 of 12 mense elke woensdag. Mense wat van ver af ry, om te kom help, om almal te akkommodeer, en dan daag niemand op. En daag niemand op nie. Ons probeer na die beste van ons vermoë, soveel tyd as moontlik wat ons kan. En as ek nou sê ons gaan praat dit vir my in pastoor Johan. Om Sondag na Sondag hier te staan en vir julle boodskap te bring. Ons probeer soveel tyd as moontlik wat ons kan. Pastoor Johan is baie siek. Hy dra 'n masker vandag. Maar hy is hier. Hy is hier. Waar is die res van ons broers en susters? Sy boodskap gaan elke oggend uit. Sy boodskap het volgende weer uitgegaan. En hy het volgende gesê, as ons aan die nagmaaltafel sit, moet ons dink aan die verhouding wat ons met God het. Amen. Het is my hartseer om te sien dat kerke vandag 5% vol is. As hier uitry, by die borrelstoel is hy 100% vol. 100% vol. En ek het niks teen mense wat drink nie, ek het self gedrink. Maar dit was alkoholist gewees, ek weet wat, ek weet waaroor dit gaan in die lewe. Ek het niks teen mense wat dit op nie vat. Maar ek doen dit nie, want ek het ander tipe roeping op my lewe. Maar wat vir my hartseer is dat daai ou, elke saak hoe babbel as hy is, hy kan nie so sit, die Here kan hom aanraak. En hy kan dalk nooit wees, soos ek, nooit in sy lewe drink. Maar hy doen nie die moeite om op te staan. Die Here gevolg het. Wat my hartseer is dat as ek op ons link gaan, waar ons dit goed vanaf stream, kan ek 'n insight sien van wie na ons goed kyk. En ek wil vandag vir julle sê, 95% daarvan is vrouens. 95% van mense wat aan ons preker kyk en na die dinge doen wat ons doen vir die Here Jesus Christus, is vrouens. Die ander 5% is mans. Amen. En nou wil die mans weet, hoekom gaan dit so sleg met hulle huisgesinne? Dis oor die oogwink wat sy verkeerde besluit uitgemaak het. Nee, ek gaan nie vandag kerk toe. Ek gaan nie vandag kerk toe. As ek die kerk toe gaan nie, jy gaan ook nie my kar gebruik om kerk toe te gaan. Want ek gaan nou opstaan en gaan ek weer dop oor die babbel is. Kind van God is hartseer.
Dis hartseer hierdie ding, en ek praat dit want ek weet dit, ek het dit gedoen in my lewe. Hier sit my vrou, sy is 'n getuie daarvoor. As ons hier in 'n kerk gewees nie ver van Strydfontein af nie, as die pastoor tog, hy het my geïrriteer daai pastoor. Want hy het honderde liedjies gesing en hy het hulle oor en oor en oor het gevoel of hulle 10.000 keer sing. Sê maar as my vrou hierdie ou irriteer my, ek gaan eerder 'n dokter in finans. So as die plaas kry my naam in kroeg. Ek is daar. Ek weet waarvan ek praat. Maar toe die Here my roep, het ek opgestaan en sê, Here, hier is ek. Stuur my en doen vir my, of ek sal vir u doen wat u vir my sê nie. En ek het dit gedoen en ek het van daai tyd af probeer om die regte besluit in my lewe te maak. En weet wat doen ons? Ons maak emosionele besluite. Ons maak emosionele besluite in ons lewe. En die emosies veroorsaak dat ons die verkeerde besluit neem. Nou is ek hartseer oor iets wat iemand teen my gedoen het, haal ek sommer my geweer uit en ek skiet op, of haar. Jy weet, so, dit werk nie so. Maar as jy 'n goddelike besluit maak, dan gaan die Here vir jou sê, dis nie so erg nie. Want kyk wat het hulle aan my gedoen. Kyk wat het hulle aan die Here Jesus Christus gedoen. Dink jy daai wat hulle jou toesnou, of daai wat hulle teen jou doen, of wat ook al, is so erg? Nee, dit is nie. Dit is nie. Nou, ons hoef nie die wêreld te oorwin nie. Die Here Jesus Christus het dit lankal vir ons oorwin. Maar soos ek sê, ek en pastoor Johan, ons probeer soveel tyd as moontlik saam met God spandeer. Ons probeer julle leer. Ons probeer julle help. Daar Sondag sê ek, dat ons wil môre eintlik al begin daarmee. Ons het 'n workshop gekry wat iemand vir ons gegee het, wat ons gaan help om ouetjies op te lei, om wat ook al die Here hulle talente gegee het te doen. Hulle moet my kom sien. Waar is hy manne? Iemand pastoor gekontak. Iemand het pastoor gekontak, iemand het my gekontak. Iemand het ooit aan ons toe gekom en gesê, die Here het my talent gegee om iets te bou. Ek sal julle kom help. En ons wou dit nie vir nie vir julle gedoen het nie. Ons sal julle betaal het daarvoor. Iemand het gekom nie. So dit sê vir my, niemand het dit nodig. Hartseer. Hartseer om te doen. Maar ons kan die verkeerde besluit neem. Net so. Ek dink van die Here, ek kan gou vir julle ietsie demonstreer. Ek kan pastoor my voor help lees. Ek wil hierdie fase pastoor gee, as pastoor maar net so daarby. Nou, hierdie is perspektief wat ons in die lewe het. Hoekom het pastoor meer as hy? Wat het hy gedoen en wie het hy ingedoen om meer te kry as wat ek het? Dis my perspektief. Hoor mooi. Dis hoe ek dit sien in die lewe. Wat pastoor sien is, hy doet dan, ek het bietjie meer as jy. Kan ek jou dalk 'n bietjie van myne gee? So die beter perspektief en die beter uitkyk op die lewe. Pastoor, want ek kyk na met envy na hom. Want hoekom het hy dit ontvang? Hoekom het hy dit ontvang? Maar ek deur my verkeerde besluite, het ek net so 'n bietjie in die lewe. Maar pastoor het 'n oorvloed. So hy kan sy dors les vandag. Maar sien, as ek my perspektief verander in die lewe, dan kan ek ook 'n oorvloed hê. Amen. As ek die regte besluit maak in my lewe, kan ek ook hê wat pastoor het. En omdat pastoor vir my nou gegee het, dat hy gehad het in die lewe, kan ek ons nou sê, pastoor, kom ons deel dit. Dan het ons altyd ons evenveel. Hoekom moet ek 'n oorvloed hê? Maar pastoor het nie. Of hoekom moet hy 'n oorvloed hê en ek het nie? Maar as ek my perspektief en my uitkyk op die lewe verander en die regte besluite begin maak en net jou trots laat in die sak steek, kan ek ook ons ontvang wat pastoor het. Amen.
So, begin bietjie, jou mindset en jou perspektief oor die lewe verander. Jy moenie kyk na wat ander het nie. Kyk na wat God vir jou gedoen het vandag. Kyk na wat jy ontvang het vandag. Amen. Hy het baie meer as ander mense daar. Maar omdat hy baie meer tyd saam met God spandeer as ander mense daar. Hoor mooi. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God. Dan gaan al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. Amen. En omdat hy so baie het, is omdat hy so baie die koninkryk van God soek. En die soeke na die Here is groot. Maar ek het nie, want my soeke is nie na die Here toe nie. My soeke is na iets anders te toe in die lewe. Kind van God, ek wil afsluit vandag. Wil ek ons met die nagmaal gebruik met hierdie vraag. En dit is hierdie. Wat laat jy toe in jou lewe? Wat laat jy toe in jou lewe? Wat laat jy toe om verkeerde besluite te maak in jou lewe? Om die verkeerde besluite in oogwink te maak in jou lewe? Wat laat jy toe? Almal van ons is so die gees van God ontvang. Nie waar nie? Amen. Amen. God het jou die mag gegee om vir mense te bid vir genesing. Amen. God het jou die mag gegee om die vyand onder jou voete te stel. Amen. Maar tog laat ons toe dat die vyand inspraak in ons harte maak. En dan begin ek lelike gedagtes kry. Want ek verander my hart. En as ek my hart verander soos wat Judas Iskariot toegelaat het, dat die Satan in hom invaar en sy hart verander, dan verander dit my perspektief oor God ook. En daarvoor moet ons baie versigtig wees. Moenie toelaat dat as iemand in hierdie wêreld iets verkeerd doen teenoor jou, of iets verkeerd sê teenoor jou, toelaat dat die vyand jou hart verander en jou perspektief oor God verander. Amen. Dan gaan jy begin om agter te bly. En na daaraan gaan jy nie meer die heerlikheid van God in jou lewe hê nie. En dan gaan jy begin minder ervaar in jou lewe as die broer of die suster wat meer en meer in God se koninkryk is. So my gebed vir elkeen van julle vandag is dit. Nie vinnig wees, maar op oog aan verkeerde besluite neem. Amen. Amen. Ons lê die woord aan ons saam. Dierbare koning, Here, dankie. Dankie my dierbare God, dat ons voor U kan staan. Here, dankie dat ons vandag, Here, besluit kan neem. My gebed vanoggend, Here, is vir elke persoon hier teenwoordig, Here, en ook so vir myself, Here, dat U ons sal help, my God, om nie die verkeerde besluit te neem, Here, om nie in 'n oogwink, Here, ons lewe te verander, deur emosionele besluite te maak en vleeslike besluite te maak, my God. Maar Here, dat ons sal stil raak vir U, Here, en dat ons op U sal wag om 'n antwoord te kry, my God. Here, wat ons weet as ons 'n goeie besluit maak, U seëning en U blessing op daardie besluit sal wees, my Vader. Of dit nou ja of nee sal wees, Here, sal ons daarby berus by my God. En Vader, ek dank U daarvoor. Ek kom op vandag met God en ek dank U vir U woord. Dankie, Here, dat U woord volgens die saad gesaai het in elkeen van ons harte. My gebed is, my God, dat U dit sal water gee en dit maak groei, my God. En my dierbare Vader, dankie. Dankie, Here, dat elkeen van ons vandag hierdie gebou kan verlaat, Here, met iets in ons harte, dat ons kan verander, my God. En my dierbare Vader, ek dank U daarvoor. Vader, my gebed is net, Here, dat U elkeen van ons ryklik sal seën, ryklik sal aanraak. En my dierbare God, wees U geseën. Sê dit net van my hart. En ek dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Amen. En ek vra dat die broers